Ons gesels met Nadine Miller wat ons meer vertel van die hartsprojekte wat Solidariteit Help in 'n Hand hier in ons eie dorp Stilbaai dryf. Nadine, baie welkom by Radio Fynbos. Goeiemôre Karen, baie dankie en baie dankie vir die voorreg om vanoggend saam met julle te kan gesels. Ek dink ons moet vir ons luisteraars net sê hoe jy betrokke is by Help in 'n Hand en hoe jy inpas in die legkaart en dan ook vir hulle vertel hoekom en wat die rede is dat jy by ons kuier vanoggend in die ateljee. Ag baie dankie. Ja, weet jy, ek is maar deel van 'n gedigtespan van Helpende Hand taklede en ek is op Helpende Hand se bestuur en ek is genomineer en bevoorreg om met julle onderhoud te voer vanoggend. Ons wil graag die Solidariteit Helpende Hand tak in die gemeenskap bekendstel en net vir die gemeenskap wys Helpende Hand is hier vir die gemeenskap en saam met die gemeenskap. En is ons doel om betrokke te raak waar daar nood is, mense te ondersteun waar dit nodig is en ook om bestaande gemeenskapsprojekte te help groei en versterk. Ons het al verskeie projekte in Stilbaai suksesvol van stapel gestuur en is baie trots op ons plaaslike Helpende Hand tak. Ek dink in enige organisasie het 'n mens uitdagings. Mense maak amper, jy weet, net aannames. Help in 'n Hand is gelyk aan die Help in 'n Hand winkel, maar Help in 'n Hand is soveel meer en soveel groter as net bloot dit. So vertel vir ons jou spesifieke projekte waarmee jy tans besig is en waarby jy ook wil hê die gemeenskap moet betrokke raak. So ons is tans besig met ons omgee uitreik projek. Met hierdie projek wil ons graag fokus op 'n groep mense wat baie dikwels stilweg ongelooflike werk doen, naamlik die versorgers in ons gemeenskap. Ja. Dis mense wat daagliks na ander omsien, dikwels siek is en bejaardes of mense wat nie vir hulle self kan sorg nie. Ons besef net hoe noodsaaklik hulle werk is en hulle dien met soveel geduld en deernis en toewyding en liefde, sonder om regtig die werklike erkenning te kry. Nie dat hulle ooit erkenning verwag nie, maar enige ou hou tog van 'n gebaar van erkenning of iemand wat vir jou dankie sê. En daarom wil ons as Helpende Hand saam met die gemeenskap vir hulle 'n bietjie waardering wys. Net so. So ons is tans besig om omgeepakkies saam te stel wat aan hierdie versorgers uitgedeel gaan word. Klein gebaar om vir hulle te sê, ons sien julle raak en ons waardeer wat julle doen. En julle werk maak 'n verskil. Ek dink 'n geskenkie is net weer iets wat hulle kan volmaak. Nee, verseker, ek het toevallig gister vir iemand van die projek vertel en toe het sy gesê sy het so stilweg in COVID tyd het sy vir hierdie werkers, versorgers het sy pakkies gegee. Ietsie klein, sy sê en die waardering daarvoor was verstommend geweest. So ons wil graag die plaaslike besighede en die gemeenskapslede ook uitnooi om betrokke te raak. Hulle kan betrokke raak deur byvoorbeeld 'n klein produk of 'n bydrae te skenk wat ons in hierdie pakkies kan plaas. En op hierdie manier kan die hele gemeenskap saamwerk om vir hierdie besonderse mense dankie te sê. En ons glo regtig wanneer 'n gemeenskap saam staan en vir mekaar omgee, dan bou dit hoop en dit versterk die bande tussen mense. Ons het dit al so baie gesien. Ja. Jy weet, en Nadine, ek dink sommer nou daaraan, mense se hande is eintlik so oop en mense is so gewillig om jy weet, bydraes te maak of jy weet, betrokke te raak, maar hulle weet nie altyd waar en op watter manier nie. So ek dink hierdie geselsie van my en jou vanoggend is baie belangrik, dat ons luisteraars gaan uiteindelik weet waar kan hulle betrokke raak en op watter manier. So, wat bly die uitdaging vir gemeenskapsprojekte soos hierdie byvoorbeeld? Ons wil mense net regtig bewus maak van Helpende Hand in ons omgewing. So dis regtig om mense bewus te maak. Soos jy vroeër ook gesê, dis nie net die Helpende Hand thriftwinkel nie. As jy iets by die Helpende Hand tak gaan koop, word daar 'n gedeelte van daai geldjie eenkant gesit wat leerders in die toekoms kan help met rentevrye studielenings. Daar's soveel ander maniere wat jy betrokke kan raak en ons is regtig 'n verskriklike oulike span, al moet ek dit nou self sê, wat vir mekaar omgee in die tak ook en vir die gemeenskap. So ouens wat wil betrokke raak en wil aansluit, dit is nie ek werk self voltyd, so dit is nie 'n 8 tot 5 per dag commitment nie. Dis regtig 'n paar minute van jou dag hier en daar in 'n uur of 2 in jou maand waar jy by ons betrokke kan raak. So ons het al soveel projekte suksesvol
weet afgehandel ook. Ons het hierdie jaar laas jaar het ons by die Kersmark 'n verkoping gehad wat ons lekker fondse ingesamel het. So as ouens 'n bydrae kan maak en ons kan dit dan verkoop, dan help dit ook baie. En dan soos ons nou gesê het, ons het nou hierdie omgeepakkies wat ons wil uitgee. Mense kan 'n donasie gee daarvoor, maar ons wil regtig mense uitnooi om aan te sluit by die tak. Al is dit net as 'n ondersteuner waar jy R50 'n maand betaal. Ja. En daai R50, al die 50 baie bietjies maak baie, Ja. sê ons bestuurder altyd. En weet so op die ou einde kom al daai geld bymekaar en dit help weer 'n volgende persoon. So Absoluut. ek wil regtig die mense uitnooi om aan te sluit, al is dit net as 'n helpende hand ondersteuner. Nou Nadine, ons praat van aansluit, ons praat van al hierdie dinge. Gee 'n bietjie vir ons kontakbesonderhede. Jy weet wie die luisteraars kan kontak om dan nou aan te sluit by die tak of dan nou van hulle hulp of donasies, jy weet, te bewillig. Laat weet vir ons hoe kan hulle vir julle kontak. Dis reg, weet jy, ons kan hulle kan my kontak op 082 310 2323 of hulle kan vir Leonie kontak. Leonie is ons takbestuurder. Goed. Haar nommer is 082 873 1942. Goed. En dan is die gemeenskap ook welkom by ons winkel. Almal weet presies waar dit is, daar langs Post net oorkant Woudekom. As jy nou aan die agterkant van Spar is, om daar 'n draai te maak. Cathy is altyd daar aan stuur van sake en gereed om jou donasie te ontvang, het sy dit met klerasie of huishoudelike items is. So ja, dit is baie maklik om ons in die hande te kry. Ons is ook op Facebook en dit is baie maklik om ons te kontak as jy ons wil kontak. Maar Nadine, ek wil vir jou baie dankie sê vir die mooi werk wat julle doen. En ek wil ons luisteraars uitnooi om dan ook deel te wees van hierdie projek van die omgeepakkies. So kontak gerus die tak van Helpende Hand en kom ons wys vir ons versorgers net hoe baie hulle vir ons beteken. So baie dankie vir jou tyd Nadine en 'n mooi dag verder. Baie dankie Karen, dis regtig vir solidariteit Helpende Hand. Tak stil baie 'n groot voorreg gewees om vandag op jou program te wees. Ons waardeer dit opreg. Dis 'n groot plesier. Mooi dag dan daar vir julle en alle sterkte, hoor. Dankie, totsiens. Tata.